Goeiemôre gemeente. Baie welkom. Die wegraping het plaasgevind en dis nou net ons wat oor is. So baie welkom. Ek weet nie watter Sondag in Maart het ons laas mekaar gesien nie. 15de. So julle het my waarskynlik so af en toe op jou selfoon gesien, maar ek het jou nie gesien nie, so dit is lekker om vanoggend weer saam te wees. En sien julle dat ons nou 'n opname maak ook vanoggend vir die mense wat die video later gaan kyk. Vir julle ook daar by die huis baie welkom. Ons is maar so 'n bietjie in 'n aanpassing nog. Ons het nie geweet hoeveel mense gaan opdaag en hoeveel moet ons regmaak nie, maar ons is 'n lekker groep mense. Volgende Sondag gaan ons doopgeleentheid hê en so die laaste Sondag gaan ons ook 'n nagmaal geleentheid, maar ons sal nog meer inligting daaroor later gee. So dis baie lekker om jou weer hier in die gemeente te kry. Kom ons word net stil voor die Here. Here, baie dankie dat ons net weer kan saam wees, dat ons U kan aanbid en dat ons 'n gemeenskap van gelowiges kan ervaar. Ons het dit ook in hierdie tyd beleef. Ons het so oor die kamera, oor die selfoon, oor die WhatsApp, oor die Facebook, het ons met mekaar kontak gehad. Maar dit is soveel meer spesiaal. Al sit ons vanoggend met ons maskers en kan ons nie naby mekaar wees nie, weet ons, dit is daarom weer die begin van 'n nuwe tydvak. En daarom kom ons vanoggend net vir U dankie sê. Ons wil met ons liedere wat ons vanoggend gaan sing, wil ons U loof en prys en aanbid. En ja Here, al sing ons met maskers, U ken ons hart, U weet wat in ons hart aangaan. U weet hoeveel van ons het so verlang om weer vanoggend hier te kan wees en U te kan aanbid. Dankie vir U genade. Amen. Ja, ongelukkig moet jy jou masker aanhou, maar jy kan lekker opstaan. Ons gaan 3 liedere sing. Kom ons loof en prys die Here. Kom laat die liefde
is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy sien, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. U regeer. Gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister is sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy sien, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer in ons lewens, U regeer U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal. U regeer in ons lewens, U regeer bovenal.
is ons God. Naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing, hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. So ek wil sommer so in die begin, voor ons aangaan met die res van ons diens, so bietjie net praat oor Vrydag aand en alles wat daar gebeur het, ons kry en ry bazaar. So ek wil sommer so aan die begin kom dankie sê vir almal wat daaraan deelgeneem het, wat kos bestel het, betyds en dit kom haal het en deelgeneem het. Ek dink sommige van julle op 'n stadium was die ry lekker lank gewees. Op 'n stadium wat party mense het amper so 25 minute. Julle kan so 'n klein bietjie weer galm so 'n bietjie. Wat jy so 25 minute in die tou moes staan. Ek hoop nie dit was vir jou te erg nie, maar ons gaan die 6de November gaan ons dit weer doen en ons het nou lekker geleer. Ons het gesien ons moenie reën beplan vir Vrydag aand ook nie. Ons sal iets anders te doen volgende keer. Dit was nogal so 'n bietjie raap en skraap op daai stadium, maar daar's net 'n paar mense vir wie ek graag sou wou dankie sê vir almal wat gehelp het, wat geskenkings gemaak het of by hulle huise carry en reis vleis gekook het of rys gekook het of lekker goed gemaak het of gehelp het met die voor die tyd. Almal wat gehelp het die aand hierso, die komitee wat vergaderings gehou het en dit was nou nogal vreemd geweest om 'n bazaar te reël so oor Zoom of Teams, maar dis soos dit ons die laaste tyd gereeld maar moes funksioneer. So ons het vir almal wat by die koektafels gehelp het, die braaivleis, die pannekoek, die lekkers, die pudding, die vrugte, die ouens by finansies, die tegniese ouens, die ouens wat die klank gedoen het, almal wat op een of ander manier hard gewerk het en wat Vrydag aand met 'n lekker gevoel in die hart, maar met seer voete huis toe is. Maar gepraat van seer voete, ek dink al die jong mense wat runners was, wat vir ons gehelp het, hulle het verskriklik hard gewerk Vrydag aand en ons is baie dankbaar en bly oor julle. Ons sal weer die 6de November gaan ons weer hierdie oefening doen en ons het nou 'n paar lesse geleer. Ek glo ons gaan dit nou baie beter kan doen volgende ronde en ek hoop almal gaan betyds bestel. So daarmee saam wil ek graag spesiaal vir Gerard van Rooyen en Helene en Dorothy en Tanya dankie sê vir die kantoor en al die voorbereiding, maar veral vir Gerard. Hy was die spulpunt waarom dit gedraai het en hy het sommer gesien hierdie dominee gaan nie hierdie ding gedoen kan kry nie. En toe het hy alles die vorms opgestel, al die bestellings het na hom toe gegaan, alles uitgesorteer en almal op datum gehou. So ons wil regtig vir elkeen dankie sê. Ons het nie geweet hoe gaan ons met ons bazaar hierdie jaar maak nie en die Here het regtig vir ons geseën. So ons kan regtig vir die Here dankie sê. Ons het min of meer so R40,000 gemaak met Vrydag aand. En as ons nou weer die 6de November doen en ek hoop jy gaan weer deelneem,
of as jy dalk 'n bietjie laat geslaap het, nou betyds wees, en dat ons dit weer sal doen. So die Here het regtig vir ons, in 'n moeilike tyd, het hy vir ons gesorg, ook vir ons gemeente se finansies. En natuurlik het ons inkomste so 'n klein bietjie afgeneem, maar ons uitgawes is ook baie minder gewees, so die Here het ons regtig gedra, en dit is regtig 'n stuk genade. Ons is 'n gemeente wat bevoorreg is, dat ons meeste van ons lidmate genoeg data het, en internet het, en al daai soort van dinge, dat ons met mekaar kon kontak hou in hierdie tyd. Kom ons word stil voor die Here. Here, baie dankie dat ons voor U kan neerbuig, dat ons U kan aanbid, dat ons dit saam kan doen vanoggend. U weet hoe het ons daarna verlang, om so saam te kan wees. Ons kon nou maar op die video, kon ons maar na die preek kyk, maar dis nie dieselfde as om hier saam met ander gelowiges te wees nie. Dis nie dieselfde om voor die TV te sit en te sing, as om hier te kan, al is dit agter 'n masker, saam die Here te kan loof nie. Want U is groot en U is wonderbaar. Ons het 'n besondere tyd deurgegaan. Ons het 'n tyd deurgegaan wat ons nie geken het en nie geweet het wat die tree sou wees nie. Vir sommige mense was dit 'n hartseer tyd. Mense wat dalk 'n familielid in die dood afgestaan het, en of dit nou as gevolg van COVID was, en of dit as sommer iets anders te was, dit was nie lekker om begrafnis te hou en so afskeid te neem op so 'n steriele manier, soos wat ons dit moes doen. Ons het met mekaar oor die foon gepraat en WhatsApps gestuur, en dit was ook nie lekker dieselfde nie. En tog, Here, kom ons vanoggend ook sommer net vir U dankie sê, want ons het net weer besef wat regtig kerk is, en dat ons nie in 'n groot mooi gebou hoef te wees, of dat ons nie al die tegnologie en alles hoef te hê nie, maar dat U Gees voortgaan, selfs ook nog vir mense wat nie vanoggend kan en graag sou wou, maar nie kan kerk toe kom nie. Ja, Here, dat U vir ons gesorg het en bygestaan het en gehelp het. Ons wil net vir U kom dankie sê. Daarom kom ons vanoggend as lidmate hier in die erediens, maar ook elkeen wat later na hierdie video kyk. Ons kom voor U neerbuig en aan U die eer gee. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan ons loflied, het ons nou klaar deel gemaak van die voorsang, maar ek wil graag so aan die begin verwys na, miskien is dit so bietjie dof nou daar vir jou, maar die lewe bestaan uit 'n prentjie wat ek en jy moet inkleer. Van kleins af gee die Here vir ons hierdie prentjie, en is ons lewe lank besig om hom in te kleer. En as ek die prentjie so inkleer met my kruit, en ek gaan sommer so oor die lyne, en ek trek sommer strepe, dan is dit nie 'n mooi prentjie nie. Ek kan nie lekker binne die lyne mooi 'n prentjie teken nie. En vanoggend is dit nou veronderstel om vir die kinders te wees, en julle moet julle nou maar indink dat julle vanoggend die kinders is, en vir die kinders wat by die huis is later daarna kyk. So het die Here vir ons 'n prentjie gegee, en die prentjie wat die Here vir ons gegee het is Eksodus 20. En dan sê hy, binne in hierdie prentjie, met Eksodus 20 trek die Here eintlik self hierdie prentjie en sê dis die lyne. En ek en jy, as gevolg van ons sondigheid,
gaan partykeer sommer net oor en ons teken so 'n prentjie. Daarom het die Here vir ons Eksodus 20 gegee en hy het vir ons 10 kruite gegee, die 10 gebooie waarmee ons binne die lyne wat hy vir ons gee moet trek en inkleer. Eksodus 20, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of 'n enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar op die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of die vreemdeling wat by jou werk, enige dier. Die Here het in 6 dae die hemel en die aarde en alles daarin gemaak. En alles daarop. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het vir ons 10 kleure gegee, 10 'n prentjie en vir ons gesê in ons lewe kleur ons daai prentjie in. En partykeer dan kleur ons in ons lewe so in. Ek weet nie hoe lyk die prentjie wat jy in jou lewe inkleer as jy dit vandag vir jouself moet sê. Gaan jy sommer so oor die lyn hier en daar in jou lewe en dan lyk dit lelik. Terwyl as ek my kruit reg gebruik, alles mooi inkleer, dan is die prentjie van my lewe is kleurvol en alles op sy plek. Vanoggend het ek en jy dalk net die behoefte om te sê, Here, daar is tye en plekke in my lewe wat ek oor die streep gegaan het en wat ek sommer net die mekaar gekrap het. En kom ons word net vir 'n oomblik stil en dan verootmoedig ons osself voor die Here. Ja, Here, 2020 se prentjie het maar baie vreemd gelyk. Het skielik baie donker gelyk. En skielik moes hierdie jaar met donker klere en sober klere ingekleer word. Here, U ken ons lewe. U weet waar ons nie binne die lyne hou nie. En U dwing ons nie om binne die lyne te trek, in te kleer nie. U gee ons vryheid om te kan kies. En tog gaan ons baie keer oor die strepe wat U geteken het op die blaai. En daarom kom bid ons dat U deur die bloed van Jesus Christus met 'n groot hemelse uitveer kom uitvee daar waar ons verkeerd gehandel het. Sodat die prent wat ons moet inkleer, wat ons vir U moet gee, ons hele lewe, dat dit kleurvol sal wees en dat dit vir U aanneemlik is. En dankie Here dat U seun Jesus Christus gestuur het sodat die tye en plekke in ons lewe waar ons skeef gegaan het,
dat U vir ons help om te kan regmaak, ook nou te kan regmaak. So ons kom vanoggend met 'n hart wat blymoedig is, met 'n hart wat hartseer is, met 'n hart wat skaam is, met 'n hart wat vreugde het maar 'n hart wat nood het, 'n hart wat honger is, 'n hart wat arm is, 'n hart wat leeg is, 'n hart wat vol is. So kom ons na U toe, Here, en ons kom vir U sê dankie dat U getrou is tot in alle ewigheid. Amen. Ons het verlede week, as jy die preek gekyk het ons begin met 'n reeks na die psalmreeks wat gaan oor die eienskappe en die kenmerke van God. En is alles hoë woorde, maar wat beteken dit vir ons? Wat beteken daai hoë woorde? En in ons Nederlandse geloofsbelijdenis, wat jy dalk nog van jou kategese dae onthou, heel eerste artikel, begin deur te sê, ons glo dat daar 'n enige en 'n enkelvoudige geestelike wese is, wat ons God noem. Hy is ewig en hy is onbegryplik, hy is onsienlik, hy is onveranderlik, hy is oneindig, hy is almagtig, hy is volkome wys, hy is regverdig, hy is goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Sulke hoë woorde wat mense lees, ewig en onbegryplik en onsienlik en onveranderlik en oneindig en almagtig en volkome wys. So, ek wil graag vanoggend vir jou vra, sou dit vir jou makliker gewees het om in die Here te kan glo en in hom getrou te wees as jy hom kon sien? As ek en jy nou, soos die moslems wat na Mekka toe gaan op 'n pelgrimstog eenmal in hulle lewe, of daar's dalk party van hulle wat meer gereeld kan gaan. Mekka is die plek waar Mohammed volgens oorlewering gebore was en waar hy die Koran ontvang het soos dit hy glo in die Koran geskryf is. So vir hulle is dit 'n heilige plek. Nou as ons nou so 'n plek gehad het, as daar in Bethlehem waar Jesus gebore was, 'n groot tempel gewees het en ons kon eenmal in 'n leeftyd of eenmal in 'n jaar soontoe gaan en jy kan hom gesien het of God is teenwoordig daar in Jerusalem of waar nou ook al, en ons kon hom met ons eie oë gesien het en jy kon gesien het, daar's God, dis soos hy lyk. Sou jy anders te geglo het as wat jy nou glo? Wat sou anders wees? Is dit vir jou, sou dit beter gewees het? Ek kan nie julle gesigte sien nie, julle maskers op, julle het nie eers 'n smile op of niks op nie, wys net as jy smile, dan steek jou hand net in die lug. Sou dit vir jou beter gewees het om te glo, as jy alles van God kon verstaan? As jy alles kon verstaan, as jy geweet het, die Here werk so, en hy werk so, en hy werk so, sou dit met jou geloof beter gegaan het? Ek weet nie wie van julle is lief om in karre te werk nie, ek is een van my stokperdjies om so af en toe aan 'n kar te werk, en ek is verskriklik lief vir manuals. As jy 'n stoof koop, 'n Defy stoof, dan daai manual lees ek deur van voor tot agter. As ek 'n nuwe selfoon het, dan lees ek hom in detail deur. Die meeste van ons druk knoppies en kyk wat werk, en as dit nie werk nie, sit ons hom af en aan by die muur en dan gaan ons aan, maar jy kry mense, en ek is een van hulle wat mal is daaroor om daai ding te bestudeer. Nou, as jy nou 'n motorkar manual het of ken, vir die ouens wat nou al een onder oog gehad het, sou sien dat hy het in detail
is engine tekeninge, waar parte uitmekaar uitgehaal word en wat vir jou presies verduidelik hoe die skroefies inpas en watter boutjie waar kom en in so 'n manual van 'n kar word vir jou detail gegee wanneer hy gediens moet word, hoeveel kilometer moet jy olie intap en 'n klomp goeders. Nou as ons van God so 'n manual kan hê wat sê God werk so en hy werk so en hy werk so, sou ons God nie beter kon dien en beter kon verstaan nie. Dink maar net aan die baie kere wat daar soveel goed gebeur wat jy nie verstaan, hoekom het die Here nou dit toegelaat nie. Dis iets waar ons baie worstel en in hierdie jaar was 'n jaar gewees wat vir baie mense, sommige was bevoorreg wat hulle salaris nog kon hê voluit, maar daar was baie van die ons wat dalk moes net die helfte salaris of dalk geen salaris, wat baie spanning gehad het in hierdie tyd, wat baie bekommernisse gehad het. Vir ons almal was dit of is dit maar nog steeds 'n aanpassing en ons kan nie doen wat ons wil nie en dit bly maar nog steeds vreemd. Maar ons het al daarom so 'n bietjie aangepas, maar vir party mense is dit ook 'n bekommernis oor rand en sent en dan vra nou, hoekom doen die Here dit? As ek net so 'n manual kon gehad het om die Here se kop te verstaan, sy brein uitmekaar te haal en dit te verstaan. En hy hierso staan, hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik. Ons het verlede week so 'n bietjie gesels oor onveranderlik, dat God onveranderlik is. En as jy dit nou nie gekyk het nie, gaan kyk dit gerus. Want God is 'n God wat onveranderlik is. Teenoor die lewe waarin ek en jy lewe, ons moes aanpas. As jy nie in hierdie nuwe Suid-Afrika bereid is om te verander of aan te pas en te buig nie, gaan jy nie oorleef nie. As ons nie ons gedrag verander of die manier hoe ons baie keer dink verander nie, dan gaan ons nie dit maak nie. So ons lewe verander verskriklik. Behalwe dat ons nou nog ouer word ook, verander alles elke dag. Klein goedjies, die manier hoe mense bank toe gaan. Dink net in die ou dae hoe hulle gebank het, hoe ons telefone was. En dit is soms lekker om te verander, want dit gee kleur in ons lewe en nuwe uitdagings, en soms is dit swaar, want jy verlang terug. Ek en Ronel gesels nou die dag, so waarna verlang ons terug na die voor 94 tyd? En ek sê, ek verlang net na die skoon dorpe. En dit was nie noodwendig altyd so skoon nie, maar daar's goeie goed wat 'n ou na terug verlang, en natuurlik was daar nou ook slegte goeders ook. So, maar ons kan verander, of dit is vir ons makliker om te kan verander, as ons kan vashou aan 'n God wat onveranderlik is. Want dit is ons vaste punt, ons kan teruggaan na hom toe. Ons kan weet, hy gaan nie met 'n verkeerde voet uit die bed uit opstaan nie, hy gaan nie een dag so wees nie, ander dag so nie. Jy kan gerus nou maar verder daaroor gaan kyk, as jy dit nog nie gesien het nie, maar ons aanbid 'n God wat nie net in alles in konkreet gegiet is nie, maar ons aanbid ook 'n God na wie toe ek kan gaan in gebed, met wie ek kan praat, en wat ook in sy onveranderlikheid ook na my luister, want hy's 'n God van liefde, en hy's 'n God wat regverdig is, en hy bly getrou. So ek wil graag vanoggend bietjie by jou stil staan oor die kenmerke of die tema van die onbegryplike en die onsienlike van God. Help dit ons dat hy onbegryplik en onsienlik is? En hoe verander dit ons geloof elke dag? En dink nou maar net, as jy in 'n beroep staan waar jy met bemarking te doen het, en jy moet 'n polisse verkoop, of jy moet karre verkoop, of jy moet een of ander iets verkoop. Hoe moeilik is dit om iets te verkoop aan iemand, as jy van die begin af vir die ou sê, die ding wat ek aan jou gaan verkoop, jy gaan hom nooit kan sien nie. Wat meer is, die ding wat ek aan jou gaan verkoop, gaan jy ook nooit verstaan nie.
Kan jy dink hoe moeilik is dit? Hoe moeilik is my werk om te kan iets aan iemand te kan verkoop wat jy nie kan sien nie en wat jy ook nie kan verstaan nie. En ek wil graag vanoggend saam met jou na 'n paar tekste kyk rondom hierdie tema en ek gaan net so 'n paar tekste lees. En ek begin by Handelinge hoofstuk 17 waar Paulus op die Areopagus geloop het, daar tussen die Grieke en hy het 'n bietjie tyd gehad en toe het hy so 'n bietjie gekyk hoe lyk die stad en het na die verskillende afgodsbeelde gekyk en jy ken hierdie gedeelte. Paulus in vers 22 hoofstuk 17. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. En terwyl ek deur julle stad geloop en gekyk het na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan die onbekende God. Nou ja, wat julle aanbid sonder dat julle daarvan kennis het, verkondig ek aan julle. God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde en hy woon nie net in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. So begin Paulus met die Atheners wat nie gelowiges was nie, wat klomp gode het wat daar in hulle strate gestaan het en wat mense elkeen sy God gaan aanbid het. Hierdie Atheners, om een of ander rede, was daar nog 'n behoefte dat daar nog 'n God geëer moet word. So net om seker te maak het hulle 'n beeld of 'n inskrif gehad op die steen wat sê aan die onbekende God. Net vir in case. En dit was vir Paulus 'n geleentheid om vir hulle te vertel van 'n God wat hulle nie ken nie. Kom ons lees 'n paar ander verse. Job praat, hy sê vers 11: Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? God is groot. Vers 36, hoofstuk 36. Ons kan sy grootheid nie begryp nie. Sy jare kan nie bereken word nie. Paulus sê in Timoteus: aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, die onsienlike, die enigste God wat kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Johannes 1 sê: niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die wat aan hom het hom bekend gemaak. En jy het al gehoor van die boek Die Hemel is 'n werklikheid. Nou dis presies op hierdie punt wat daai boek nie die waarheid verkondig nie. Niemand het nog ooit God gesien nie, behalwe sy seun Jesus Christus. So kom ons kyk 'n bietjie na die implikasies van hierdie tekste en wat dit vir ons beteken. Die onveranderlike, die onsienlike, die onbegryplike God. En hoe raak dit ons lewe? En die eerste ding wat ek besef is dat hierdie God wat ek en jy aanbid, is heeltemal anders as enige ander God of filosofie of lering wat jy in hierdie wêreld kry. Van die begin af openbaar God homself aan die mens. En hy het 'n naam wat totaal anders is. As Moses vir hom vra, wat is u naam? Dan sê hy, ek is my naam. Ek is. 'n God wat ek en jy aanbid is 'n God wat jy nie kan vergelyk in hierdie wêreld meer kan iets kry, 'n God wat oor iets of 'n ander godsdiens wat iets ooreenstem met hierdie God wat ek en jy aanbid. En Jesaja verduidelik dit vir ons so mooi in hoofstuk 6 en hoofstuk 40. Verduidelik hy dit so mooi dat hoe maak mense afgod? En dan sê hy die mense maak geld bymekaar
en dan gaan hulle na die silversmid toe, en dan gaan sê hulle vir hom, maak vir ons 'n beeld. En dan gaan die silversmid, en hy vat al die silwer wat hy kan kry, en hy kook dit, en hy bou daar rondom 'n afgod vir die mense. Dan kom die mense terug die volgende dag na sy huis toe, of sy werkplek toe, en dan kom vra hulle, en dan gee hy vir hulle hierdie afgodsbeeld. Dan vat hulle hierdie afgodsbeeld, dan gaan hulle na hulle huise toe, hulle dra hierdie afgodsbeeld, en dan sit hulle hom neer op een plek. Hy kan nie beweeg nie. As hulle met hom praat, sê Jesaja, kan hy nie terug antwoord nie. En dan sê hy, dit is hoofstuk 46, hoofstuk 40, dan sê hy, en met wie kan ons die Here vergelyk? En dan sê hy, as jy opkyk na die sterre en die skepping sien, met wie kan ons die God wat ek en jy aanbid, kan ons vergelyk? Hy wat die hemelse leerskare in sy volle getal laat uittrek. Dit is hy wat nie moeg raak nie, wat nie afgemat raak nie, wat vir die mense wat hom volg, arensvlerke gee. Jong mense word moeg, maar wanneer hy in ons lewe is, hy sluimer nie in nie, hy slaap nie, hy is altyd daar, hy is altyd teenwoordig. En ons kan hom nie sien nie, en tog is hy daar. So wat is die implikasies? Die eerste is, God vra nie dat ons hom moet verstaan nie. God vra nie dat ons alles moet weet van hom nie. Uiteindelik kan ons net in aanbidding gaan. Ons kan uiteindelik ophou om die manual te probeer soek, ophou om rede te probeer en logika te probeer. Ons kan net voor hierdie Skepper neerbuig en hom aanbid. En dis waar aanbidding begin. Dis die lofprysing en die aanbidding wat ons as gelowiges saam doen, is om in sy teenwoordigheid te besef, Here, U is so groot. Ek kan U nie beskryf nie, ek kan nie U verduidelik nie, ek weet nie hoe U werk nie. Al wat ek kan net in aanbidding voor U gaan. Ek kan net voor U neerbuig en U begin eer en U te loof. En iets hiervan kan 'n ou verstaan wanneer jy op die Drakensberge stap, of wanneer jy op 'n hoë berg staan en jy sien hierdie verskriklike groot skepping, en jy sien hierdie diepte af by die berg af, en jy kan met jou blote oog nie fokus hoe diep dit regtig is nie. Dis dan wanneer jy so oorweldig word van wat jy sien, of as jy by die see kom, of iets moois en groot sien, jy kan dit nie in jou kop probeer verstaan nie. Jy kan net sê, wow. Dit is waar aanbidding begin. Nie verstaan, maar aanbid. Dis om by 'n punt te kom en sê, Here, U is die pottebakker. Hoe U geskep het, weet ek nie, en hoe U my gevorm het, weet ek nie. Ek kan U net eer, want ek is hierdie klein erdekruitjie, maar ek wil die pottebakker eer. So ek kan net in verwondering staan. Psalm 8 sê dit so mooi, hy sê, as ek die hemel aanskou en die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U na hom omsien? As jy al hierdie goed raak sien, hoekom het U met my 'n verhouding? En so, ek kan die grootheid van God nie bepaal nie, ek kan hom net aanbid. Maar dit beteken, die onbegryplike van God beteken nie dat hy so is dat ons niks van hom verstaan nie. Ons kan nie as 'n verskoning gebruik en sê, ek verstaan niks van hierdie God en daarom glo ek nie in hom nie. Hy gee tog vir my inligting. Hy openbaar homself tog aan jou en my. En wat hy doen is, hy openbaar hom
deur die Bybelskrywers, deur die Heilige Gees, deur die konings en profete en priesters in die Ou Testament, deur sy seun Jesus Christus in die Nuwe Testament. Hy maak homself bekend aan jou en my. En hy gee vir ons net genoeg wat ons nodig het om hom te kan dien. Daarom kan ek nie sê, ek verstaan u nie, want hy gee vir my, hy sê vir my net genoeg in sy woord, om in hom te glo en hom te kan ken. Ek hoef nie alles te verstaan nie. Die Bybel sê ook nie alles nie. Sê, want die grense van God kan ons nie bepaal, ons kan nie sien waar dit eindig en sy krag eindig nie. En die Bybel is ook nie 'n manual van God wat in detail sê nie. Dit wat in die Bybel staan is wat God in sy liefde aan jou en my bekend maak, sodat ons in hom kan glo. Die tweede implikasie is ons geloof. Want jy sien, as jy in die wetenskap belangstel, in wetenskap beoefen, dan gebruik jy 'n mikroskoop, of jy gebruik 'n teleskoop, of jy gebruik 'n liniaal, of jy gebruik 'n skaal, of jy gebruik een of ander chemiese formule om dinge te kan uitwerk en te kan bepaal. Jy gebruik instrumente, menslike instrumente wat uitgevind is om sekere goed van die wetenskap te kan verstaan. Maar die Here wat die natuurwette geskep het en self bo oor daai natuurwette lewe en mag het, hy het vir my en jou iets gegee om iets te kan raak sien van hierdie onsigbare. So met ons blote oog, met ons blote oor, kan ons nie God fisies sien nie, maar hy gee vir ons geloof, wat 'n gawe is van die Heilige Gees, wat ons harte vol maak, en met hierdie gawe van die Gees, kan ons glo, en deur geloof kan ons die onsigbare sien, kan ons God raak sien, begin daar 'n wêreld vir ons oopgaan, wat die wêreld nie kan sien, en met geen instrument kan hierdie onsigbare sien nie. So die Here gee vir ons deur die Heilige Gees die vermoë om te kan glo wat hierdie onsigbare en onbegryplike vir ons help. En met ons geloof kan ons hoop sien, kan ons seker wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. So ek wil graag vir jou vra, wanneer laas was jy by jou optometris gewees? Wanneer laas het jy vir jou oogtoets gegaan? Want die optometris het daai grand stoel wat so baie geld kos en wat glasies indruk en vir jou sê jou oë moet nou 'n bril kry en hy moet nou so verander word. Maar wanneer laas was jy by jou geestelike optometris gewees? Want jy sien, ook ons geestelike oë begin dof raak, begin waserig raak. Ons kry geestelike katarakke. Ons sukkel om te sien, want dit is asof die blindheid, die geestelike blindheid so oor ons begin spoel, dat ons sukkel om hierdie God raak te sien, dat ons sukkel om te glo. Die optometris is daai ou wat daai wit bord teen die muur het, en dan is daar letters op, en dan sien jy die boonste letter, en die tweede rytjie, en die derde rytjie, en dan op 'n kol, dan sien jy nou nie meer, verstaan jy, is net streepietjies, en jy sien net swart. En wanneer ons geestelik begin blind word, dan sukkel ons om God se werk raak te sien, en miskien was hierdie jaar 2020 vir jou so 'n jaar gewees, dat dit soms vir jou so moeilik was om God se handewerk raak te sien. Maar wanneer die Heilige Gees in jou lewe werk, en jou geestelike oë oopgaan in die onsigbare, dan begin jy God raak te sien in die kleinste blommetjie, en jy begin sy werk raak te sien en te hoor wanneer 'n babietjie lag, en jy sien sy hande werk binne, en jy sien sy hartseer in die trane van mense wat honger en dors en swaar kry. Jy sien die seer wat hy ervaar in hierdie wêreld. As jy begin om
om met jou geloofsoog na hierdie wêreld te kyk en die bonatuurlike raak te sien, dan lees jy ook die koerant en jy lees ook die hartseer van die plaasmoorde en van die korrupsie. Maar dit is asof jy binne in hierdie lyne sien dat daar 'n God is wat oor almal gaan oordeel en regverdig sal wees, dat daar 'n God is wat liefde is. As jy deur jou 2020 dagboek blaai en jy gaan so 'n bietjie terug, sien jy die genade wat God op elke bladsy neergeskryf het hierdie jaar. En dit kan jy net sien as jy glo. Die derde en laaste implikasie is dat ons is sigbaar en verstaanbaar. Ek en jy aanbid 'n God wat onverstaanbaar en onsienlik is. En daarom is dit so aangrypend dat in sy seun Jesus Christus, wat ten volle mens geword het, en in die getuienis van mense wat hom gesien het, en sy gelykenis en sy wonderwerke gesien het, dat ons bevoorreg is om dit in die woord te kan lees. So God het in sy onsigbaarheid, het hy sy seun Jesus Christus gegee as verteenwoordiger, as Immanuel, God met ons, sodat mense kan sien en in ons wêreld kan inkom. Maar Jesus Christus het weer opgevaar hemel toe en hy het sy heilige, die gees van God uitgestort. So God se gees, die God wat ons nie ten volle verstaan en wat ons self nie ten volle kan sien nie, woon in ons. Sy gees is in ons. En as ek vanoggend en ek het dit baie keer gesê op die video opnames, is dat dieselfde gees wat in my lewe en in my werk, is die gees wat in jou lewe werk, waar jy ook al hierdie video dalk nou later sou kyk. Dat God is teenwoordig in ons. En daarom is hierdie laaste punt so belangrik, want die wêreld kan God nie sien nie, die wêreld het nie geloof om God te kan glo nie. Maar hulle sien jou en my. Hulle sien hoe God in ons lewe werk. Ek en jy is die hande en die voete van hierdie gees wat in ons lewe werk. So dis ek en jy wat moet kos gee vir mense wat swaar kry. Dis ek en jy wat liefde moet gee vir mense wat eensaam en alleen en hartseer is. Dis ek en jy wat moet troos. Dis ek en jy so God se sig in sy plan is ek en jy die sigbare deel wat die wêreld kan sien. En daarom is dit so dat ons so versigtig moet wees as ons rassisties is, as ons verkeerd praat, as ons verkeerd optree, dan kan hulle nie God in ons sien nie. Dan sien hulle ons stikkendheid raak. Maar wanneer God se gees in ons lewe en ons liefde uitdeel, dan is ons die mense wat genesing en versoening bring in hierdie wêreld. So dis juis ons onvermoë om God te kan sien of te kan verstaan wat dit vir ons hierdie wow gee en die grootheid wat ons net in aanbidding kom voor hom. En daarom gaan 'n bietjie op jou knieë as jy bid en los die lysie en al die versoeke. Die Here weet dit alles. En begin hom net om hom te loof en hom te aanbid en sy goedheid te eer. Want dit is wat ons werk is. En begin om God sigbaar te maak in jou lewe. Nie omdat jy so goed is nie, maar omdat die God wat in jou lewe so goed is. So, as jy nie bemarking is dit maklik om iets te verkoop aan iemand, as daai persoon kan sien wat dit is wat jy aan hom verkoop, en kan verstaan wat jy aan hom verkoop. En hy koop dit graag, as hy kan sien wat dit vir hom kan beteken. Maar dit is 'n bietjie anderste as om God te verkoop aan ander, aan hierdie wêreld. Want ek kan vir hom nie verduidelik hoe werk God nie, en ek kan ook nie vir hom wys, sê so lyk God, gaan kyk nie. En daarom is dit so belangrik, dat dit ons getuienis is. Dat ek vir iemand kan sê, ek kan dit vir jou sê,
omdat die Here my lewe verander het. En hoe hy jou lewe gaan verander en wat ook al, ek het nie antwoorde vir jou nie, ek kan maar net getuig. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek deur 'n egskeiding gegaan het. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek deur siekte gegaan het, wat ek deur werkloosheid gegaan het. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek nie in die Here geglo het nie. En die Here het op 'n wonderbaarlike manier in my lewe 'n rol gespeel. En dit kan ek getuig. En as jy God wil sien, wil ek met nederigheid sê, kyk wat hy in my lewe doen. En dit maak die verkoop van God heeltemal anderste as enige ander bemarker se werk. Want hier praat ons van getuienis, van eerstehandse ervaring. En my gebed vir jou is, vir ons almal, dat ons God so sal beleef, dat al weet ons nie altyd, ons kom net by punte wat ons sê, ek weet nie, ek los dit vir die Here. Weet dat hierdie God wat ek en jy aanbid, is bo alles en oor almal. Amen. Onse Vader, ons buig voor U neer. Ons word stil voor U. Ons wil U aanbid. Want Here, U is onbeskryflik. Soos wat U in 'n Openbaring beskryf word, soos wat Jeremia en Jesaja en die profete U beskryf, soos wat U self aan elkeen van ons op verskillende maniere, soms groot, soms klein, kom openbaar. Kom ons aan U vashou. Kom ons U aanbid, want U is gans anders. En daarom weet ons, U is nie net in Bethlehem of Jerusalem of in New York nie. U is nie net in Johannesburg of in Reddersburg of in Mosselbaai nie. U is oral, nie net hier op die aarde nie, U is oral teenwoordig. Daarom kan ons net in verbuistering sê, U is die pottebakker. Ons aanbid U. Dankie dat ons vanoggend saam kan wees en dat ons kan begin om U te aanbid. En ons bid, Here, dat die seën wat ons hierdie jaar ervaar het en die genade wat ons beleef het, dat ons aan U al die eer wil bring. U is ons Here. Amen. Ek wil graag, ons gaan geleentheid gee by die deure vir die kollektebordjie, so ons gaan hom nie so deurstuur met die rye nie, terwille van die higiëne. So ons gaan net vra dat 'n paar mense daar by die deur gaan staan, en dan kan jy sommer so op die uitgang met jou dankoffer daar ingooi. Maar voordat ons daar kom, ek weet nie vanoggend hoeveel mediese personeel hier in ons gemeente is. Is hier iemand wat of 'n dokter of 'n enige mediese beroep het? Ons weet ons het 'n spraakterapeut hier en ons het 'n tandarts hier. Is hier nog mense wat of veearts nie, of een of ander dokter is. Hier nie net vir ons so iets met medies te doen het. Net ons twee. Ek weet dat ons het 'n hele paar. Ek wil graag, ons wil elke Sondag so geleentheid gee, sommer maar net vir voorbidding en dankie sê. En baie van die dokters, verpleegsters, mediese personeel, so my was verantwoordelik gewees vir die organisering van, ek weet nie eintlik wat sy gedoen het nie, maar ek weet sy het iets gedoen wat met COVID te doen gehad het. Wat op die voorfront gewerk het. Ons kon wegkruip in ons huisies, maar daar was mense gewees wat nie kon wegkruip nie. Aptekers en dokters, mediese personeel wat steeds hulle werk moes doen, en mense wat ook self siek geword het. So ek wil graag vir jou vra dat ons in aanbidding net na die volgende video kyk en dat ons saam die Here so aanbid en dankie sê vir hulle harde werk. Kry julle hom reg daar agter? Kry hom nie reg nie. Huh? Okay. Sy speel.
So ek gaan vir Jaco geleentheid gee om net vir ons te speel terwyl ons in gebed sommer maar net dankie sê en voorbeding doen spesifiek vir mense in die mediese beroep. Onse Vader, Here, ons wil vir U dankie sê dat daar soveel mense was wat bereid was om in moeilike omstandighede met hulle werk voort te kon gaan. U weet hoe afhanklik ons was van hulle. U weet hoe ons by die apteek gekom het, hoe ons in die hospitaal gekom het, op plekke wat ons nie eers by ons familie en vriende kon uitkom of lidmate kon uitkom nie. Daar was verpleegsters, daar was gelowige dokters en verpleegsters en verpleegpersoneel, mense wat op verskillende maniere 'n rol gespeel het, wat mediese toetse moes doen, wat nie kon wegkruip soos wat ons dalk kon in ons eie huise nie. Ja, Here, ons weet daar's heelwat mense wat siek geword het en blootgestel is daaraan. En ons is hartseer oor mense wat selfs al ken ons hulle nie, wat in hierdie tyd as gevolg van hulle werk siek geword het en ernstig siek geword het. En daarom, Here, kom dank ons U vir mense wat getrou was. Dankie vir ons eie gesondheid. En ons gaan nog baie geleentheid gee vir dankie sê, maar ons sal net vanoggend vir U kom sê, Here, op so 'n manier het U ook voorsien vir mense wat U nodig het. Ons eer hulle, maar ons weet hulle is ook instrumente in U hand. Amen. Kom ons staan en dan sing ons slotlied. Terwyl julle so staan, wil jy nie vir my net die afkondigings opsit nie. Asseblief, kom ons kyk net vinnig daarna. So, hierdie afkondiging, weet jy nou, ons is 250 mense, of kan 250 wees, ons eredienste is 9 uur, vir hierdie tyd, ons sal weer later aankondig wanneer ons weer teruggaan. Is net om bietjie meer tyd in die oggend te gee om alles ingeteken en ingeboek en alles te kry. Kan ek maar net volgende een toe gaan? Goed, jy weet hoe om te bespreek.
Jy kan aanlyn bespreek, klik net op daai link, is maklik, is nie so moeilik nie, het lyk net moeilik, en dan behoort ons, ja, dan kan ons gaan ook die dienste steeds opneem, dit sal so min of meer na 11 uur op YouTube beskikbaar wees. Ons kerkkantoor is weer oop, normale ure van 8:30 tot 2:30 in die week. Ons het klaar dankie gesê vir die bazaar, almal wat daarmee gehelp het. Die tienergroep gaan reeds al lank al aan, so hulle is Sondae-aande 17:30, 'n lekker groep jong mense, Sondae-aande, en jy's welkom daarbey. En ook die jong volwassenes, hulle kom ook al lank by mekaar, Woensdae-aande. En dan natuurlik, soos jy nou agtergekom het, ons het nou allerlei ligte en ons sal later aan dinge so 'n bietjie beter maak, maar ons het tog mense nodig wat so 'n bietjie wil help. Archie, hulle moet die klank doen en 'n klomp ander goeters. En nou begin ons met 'n nuwe bediening van kameras en uitsaai en soos jy so 'n bietjie in daai rigting belangstel. Jy hoef nie alles te weet nie, maar jy kan dalk net kom help sodat jy dalk sê maar by 'n diens so die kamera werk kan doen of kan help daarmee. Of as jy editing ervaring het en so, wil jy nie asseblief met Archie daar agter praat nie, ons wil graag baie mense daar nodig wat ons kan help. Goed. Die Here wil graag ons seën en ons uitstuur in hierdie wêreld, sodat ons sigbaar God kan wees, kan wys in hierdie wêreld. Ons is die mense wat geskep is, in wie sy beeld is. Ons is die mense wat deur sy gees en deur sy bloed Jesus Christus van Jesus nuut gemaak is. Daarom ontvang die seën wat die Here vir jou gee en lewe in hierdie seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.